Wanneer laas het julle die 10 gebooie gelees in Eksodus hoofstuk 20? Nou, die 10 gebooie is vir ons 'n baie duidelike uiteensetting van wie God is en wat God van ons vra en ook sy prioriteite. Nou stel jouself voor, ons mag dit nie eintlik doen nie, maar stel jouself voor die Menseregte Kommissie moet eendag voor die Here verskyn. Soos wat elkeen van ons voor die Here moet verskyn. En ons gaan kyk in hoeveel opsigte dinge skeef getrek geraak het. Nie net by die Menseregte Kommissie nie, maar ook in ons lewe en in die wêreld. Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk na die onsedelikheid. Kyk na hoe mense mekaar hanteer. Kyk hoe mense in verhoudings mekaar hanteer. Kyk hoe gesinne lyk. Kyk hoe dit lyk wat kriminele gedrag aanbetref. Gaan kyk hoe lyk mense se liefde teenoor mekaar. En dan gaan jy agterkom dat die 10 gebooie glad nie meer in enige mens se lewe oor die algemeen 'n baie belangrike rol speel nie. Selfs die menseregte is hulle stel hulle self ver bo die gebooie van die Here. Die 10 gebooie leer vir ons natuurlik in die eerste plek dat God praat oor homself. En wanneer God oor homself praat, stel hy prioriteite reg. En hierdie prioriteite gaan in die eerste plek oor ons liefde tot God en in die tweede plek die liefde tot ons naaste. Daarom dat wanneer hulle vir Jesus vra, wat is die grootste gebod, dan sê hy vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, verstand, al jou krag en jou naaste soos jouself. Hierin is die hele wet en die gebooie saamgevat. En dit is wat ons sien in Eksodus hoofstuk 20. Matteus 5 vers 17 sê Jesus dit baie duidelik. Ek het nie gekom om die wet en die profete ongeldig te verklaar nie, maar om dit tot vervulling te bring, tot natuurlik volle betekenis. En Jesus kom aarde toe juis om die gebooie van God weer reg te stel. Want die mens het dit skeef gedraai. Die Fariseërs het 613 wette daar gestel, waar volgens hulle wou gehad het mense moet lewe. Jy mag nie dit optel nie, jy mag nie op 'n Sabbat dit doen nie, jy mag nie daar so maak nie, jy mag nie vis vang op 'n Sabbat nie, jy moet so maak, al hierdie wette. En Jesus kom en verklaar dit ongeldig. Hy verklaar alle wette van die mens ongeldig. En hy kom stel die wet van God weer reg. En die wet van God word reggestel deur God self as hy sê, ek is die Here jou God. Hy is nie 'n afgod nie. Hy is nie 'n filosofie nie. God is nie iets waarvan jy in 'n boekie lees nie. God is nie so groot soos 'n dagstukboekie nie. God is groter as wat ons dink, want hy is die lewende God. Die lewende God kan jy nie in 'n boksie pak wat vir jou werk nie. Jy kan nie God in 'n boks sit nie. Jy kan nie God in 'n Sondagdiens indruk nie. Jy kan nie God in jou week indruk nie, want God is oral. Hy is alomteenwoordig, want hy is die Here. Daarom word die woord Jahwe alleen in die Ou Testament 6828 keer gebruik om te verwys na die lewende God. Dis sonder die ander woorde Elohim en so aan. En die woord Ruach wat na die Heilige Gees verwys, sonder om te verwys na daardie woorde, om vir jou die indruk te skep met wie jy te maak het as jy die Ou Testament lees. En wanneer jy Jesus hoor, dan hoor jy die woorde van God weer ekko in die Nuwe Testament. Dan hoor ons dit ook weer ekko in ons eie lewe. Want hierdie woorde van God bepaal ons hele lewe. Hierdie woorde leer vir ons wie God is. Dit leer ons self om ons prioriteite reg te stel. Ons prioriteite teenoor God. As ons sê dat ons kinders van God is, maar ons leef nie met die prioriteite van God nie. Lieg ons, sê 1 Johannes, en is die waarheid nie in ons nie, want hy sê God is liefde. As jy die mense wat jy sien nie kan lief hê nie, hoe kan jy vir God wat onsigbaar is, lief hê? As die sigbare mense vir jou nie moontlik is om lief te hê nie, dan hoe gaan jy die onsigbare God lief hê? Liefde tot God gaan natuurlik verder, want ons leer hier watter rol God in jou lewe speel, wie hy is.
En die vraag is, hoe gaan jy nou reageer? Nou dat jy dit hoor, wat is jou reaksie daarop? Ek weet toe ons kinders was en ons kom by die deel in die diens waar hulle die 10 gebooie lees, toe moes ons staan en dan sê die dominee, ons moet ons sondes bely. En as kind het ek baie keer gewonder, ek is nou nie seker wat ek moet doen nie. Dan sê ek, Here, ek is so jammer oor alles, want ek weet ek het iets verkeerd gedoen en ek vra om verskoning. Maar ons leer in 1 Johannes 1 vers 9 aan almal wat opreg met 'n ware berou hulle sondes teenoor die Here bely. God is getrou en regverdig. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Sonde vandag is nie meer sonde nie. Sonde is vandag 'n verskoning om iets aan te vang. Die mense wat verkeerde dinge doen word geregverdig deur 'n klomp dinge. Hy kon nie help nie. Hy het hierdie probleem. Mense aanvaar nie meer verantwoordelikheid vir sonde nie. Mense dink nie eers meer aan sonde nie. Mense besef nie dat onsedelikheid sonde is nie. Hulle dink nie meer daaraan dat pornografie sonde is, of dat begeer 'n sonde is, of om te dink aan moord 'n sonde is, of om in jou gedagtes 'n vrou te begeer oorspel is nie. Mense dink nie meer vandag aan Jesus se woorde wat sê, as jy vir iemand sê hy's 'n dwaas, raak as die woord, of hy's 'n sot, is jy strafbaar met die helse vuur. God se wette is nie vir die mensdom vandag meer absolutes in hulle lewe nie. Selfs gelowiges maak die fout. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal jou nie ongestraf laat bly daarvoor nie. As jy sê jy het God se naam op jou lippe, vereis dit lojaliteit van jou. Die wette is positief. Die wette is positief. Dis hoekom Jesus dit kom vervul. As jy God se naam gebruik en jy sê ek is 'n kind van God, vereis dit lojaliteit. Lojaliteit is ook iets wat uit die samelewing verdwyn. Toe ons kinders was, het mense mekaar die hand gegee en gesê, ons gaan hierdie kar, gaan ek aan jou verkoop. Daarna volg die papierwerk. Vandag is mense se woord nie meer hulle eer nie. Mense is nie meer lojaal aan ander mense nie. Mense kyk hoe hulle mense kan uitbuit, hoe hulle die beste uit mense kan kry. Mense vertrap mekaar. Mense is bereid om te jok. Mense is bereid om agteraf te konkel. En dan sê al hierdie mense, ons is kinders van God. Want in God is waarheid. In hom is die volle waarheid. In hom is die lig. In hom is die lig wat elke mens verlig. Die duisternis kan hierdie lig nie uitdoof nie. En daarom is jou versoeking dat wanneer jy in 'n wêreld instap met ongeregtigheid, gaan God se lig op die ongeregtigheid rondom jou val. Dis nie 'n versoeking dat jy moet staande bly nie, dis dat jy die lig aan die mense moet verduidelik. Dis die mense wat sonde het wat in die lig kom wanneer hulle in jou teenwoordigheid is, en daarom moet jy lojaal aan God bly. Want jy kan nie hier sê jy's 'n kind van God, maar daar buite anders optree nie, want dis dislojaal. En dislojaliteit teenoor God gaan 'n baie groot probleem in jou lewe veroorsaak. In die antieke tyd, ons doen dit by EUnie, het ons 'n paar keer daaroor gepraat. As jy iemand wil leer ken, dan vra jy vir hulle, wie is jou pa? En as jou pa iemand is met eer en status, gaan die mense vir geslagte wat kom, jou pa se naam onthou. Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Tot vandag toe weet ons van hulle. Ons weet van Dawid. Ons weet van Gideon. Ons weet ook van klomp vrouens. Ons weet van die Rachel, ons weet van Lea, ons weet van Maria, ons weet van Rut. En mense is ook gekoppel in die Nuwe Testament aan hulle ma. Ons sien dit in die geslagsregister van Jesus, waar hy mans en vrouens kom in verweef om te sê, 'n man en 'n vrou bepaal die identiteit. Daarom as 'n pa die kinders leer en almal in sy omgewing leer om kinders van God te wees, is daar 3 geslagte, 9 geslagte, duisende geslagte wat die voorbeeld sal volg.
Maar wanneer daar 'n pa is in die Mediterrane gebied wat droog maak en sonde doen, affekteer hy 3 geslagte onmiddellik. Daarom sê die wet, ek besoek die vaders wat sonde doen tot in die 3de en 4de geslag, want die wat dislojaal teenoor my is, die wat my haat. En dan sê die Here, hy is 'n jaloerse God. Hy soek lojaliteit, hy soek by jou aksies. Hy wil hê dat dit wat jy doen gesien moet word sigbaar. Soos wanneer 'n pa en 'n ma vir 'n kind, toe ons kinders was, dan gaan speel ons by mense of ons gaan partytjies bywoon as kindertjies, dan sê my pa vir ons, kom hier, dat ek vir julle baie mooi verduidelik. Jy gaan nie die Pieter se naam weggooi nie. En as ek hoor dat jy jou soos, ek gaan nou nie die van noem nie, soos daai mense gedra, dan slaan ek dit uit jou uit. Want ons is Pieters en jy gedra jou soos ons jou leer. Soos ja pappa, nee is reg. Die hele tyd op daai partytjie aan dink ek, gedra jou soos 'n Pieter, gedra jou soos 'n Pieter. Want hierdie mense gaan praat en as ek hier droog maak, gaan my pa dit weet. En by ons is ingeskerp lojaliteit. Lojaliteit. Om te sê ek is trots op wie ek is. Want die Here het my so gemaak, die Here het my Pieter gemaak. Buig of bars, goed of sleg, ons is Pieters. My pa het gesê, ons moet trots wees, ons is trots. Lojaliteit teenoor God is baie meer as dit. Baie meer. Want jy kan nie jou naam deur die modder sleep as jy sê jy's 'n kind van God en jy vang dinge soos Israel aan waar jy afgode het. Afgode, sê Piet Nodees, alles wat af is van God. Ek het die voorbeeld al genoem in sy boekie Skewe Reënboog skryf hy, ons het soveel afgode in Suid-Afrika. Deesdae is rugby seker die grootste, maar deur die tyd het hy gesê dit gaan oor politiek. Solank ons mense in beheer is, dan gaan dit goed gaan met ons. Toe raak die politiek baie die mekaar, toe sê die mense, solank die rand sterk bly, onthou julle daai dae, as die rand net nie sy ware verloor nie, toe stabiliseer die rand 'n bietjie, toe voel almal goed. Toe begin die rand tuimel, toe sê die mense, solank my beleggings veilig is, en my beleggings dan beter vaar, toe begin dit wankel. Toe sê mense, ek gaan buiteland toe om te belê. En Piet Nodees sê, want ons wil ons afgod heeltyd sterk hou. Jy moet kies wie jy wil dien. Jy dien of God, of jy dien Mammon. Mammon is 'n geldgod. Dis iets wat mense aan vasklou en absoluut daar wil hou soos 'n afgod. Maar die Here sê, kies, besluit wie jy wil dien. Jesus sê, wil jy God dien of wil jy Mammon dien? Mammon is 'n geldgod, want op die einde van die dag besit die geld jou. Jy's in beheer van die geld. Die geld is nie in jou beheer nie. Het jy gesien hoe raak mense met baie geld? Met baie geld. Geld kan gevaarlik wees, want geld nie noodwendig nie, maar kan 'n afgod wees. Prediker sê, die Here gee vir party mense baie geld, sodat hulle kan gee aan die wat nie het nie. So geld is nie joune nie. Geld is nie joune wat jy kan vashou nie. Geld is God se, en God se geld moet jy gee. Want dit behoort aan hom. Jy besit die geld. Geld besit nie vir jou nie. En geld mag nie jou God wees nie. Die bindende motief van die verhouding is dat God homself gee. Hier kom Moses van die berg af en God kom maak hom bekend aan die Israeliete. Hy sê, ek is die Here jou God. God self praat nou. Jesus kom van die berg af by die bergrede en hy praat met hulle. Hy praat op die berg en hy gee vir hulle die regstelling op die wet. Hy bring dit tot vervulling. En daarom kan ons nie blindelings maak net wat ons wil as ons kinders van die Here is nie. Jesus sê baie duidelik al die dinge wat hy daar sê. Paulus sê dieselfde. Hy sê jy kan nie gaan staan en drink en jou oorgee aan drankpartytjies en dronk word nie. Gee jouself oor aan die Heilige Gees. Raak vervul met die Gees. Paulus skryf in Galasiërs 5, ons sondige natuur is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met ons sondige natuur. En dan noem Paulus 'n sondelys in Galasiërs 5. Hy praat van onreinheid, seksuele dinge, bedrog, vuil praat, lelike dinge doen ensovoorts. Hy praat in Kolossense weer van onsedelikheid. Hy praat van vuil taal, haat, woede, jaloesie,
al die dinge wat Jesus kom regstel het en vir ons gesê het, hierdie dinge is sonde. Paulus sê in Romeine 3 en 6, dit wat ek moet doen, doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen nie, doen ek. In my is die sonde aan die werk, in my is die dood aan die werk. Maar ek dra Christus se lewe met my saam. Die Hebreërboek skryf, hy sê Jesus het die groot hoëpriester geword. Hy het die een geword wat beter as Moses is. Wat nie net gekom het om vir ons die wet te gee nie, maar om die wet vir ons uit te klaar.